Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. I know who I am, because I know who you are. Ek hoop ek kry hierdie reg verduidelik, maar een van die grootste krisisse wat ek in die liggaam van Christus sien, is identiteit. Wedergebore Christene weet eenvoudig nie wie hulle is in Jesus nie. Dis hoekom mense aanhoudend agter reëls en regulasies aanhardloop, die boom van die kennis van goed en kwaad, want hulle voel daardeur dat hulle God kan beïndruk en tevrede stel. En hierdie tipe mentaliteit of oortuiging kan slegs lei tot een van twee moontlike uitkomste: hoogmoed of skaamte. Dit het nie in die tuin gewerk nie en dit gaan ook nie vandag werk nie. Jy gaan of reg kry wat jy dink is vir God aanvaarbaar en dit gaan lei tot hoogmoed, of jy gaan moeg word en trip en val en jou kop laat sak in skaamte en heel moontlik jou arms in die lug gooi en voel, wat help dit? Ek sal nooit goed genoeg wees nie. Hoe weet ek? Want ek was daar. Albei hierdie uitkomste is ewe sleg en ewe nadelig, want albei lei jou weg van die aangesig en teenwoordigheid van God en Jesus af, net soos in die tuin. God wil intimiteit met my en jou hê. Dis waarvoor ons geskep is. Ons is nie geskep om 'n klomp reëls en regulasies na te kom en 'n goeie morele lewe te lei nie. Alhoewel daar verseker plek daarvoor is en ons daarvoor bemagtig word deur die Heilige Gees, is dit nie ons skepingsdoel nie. Ek en jy is geskep sodat God ons kan lief hê en sodat ons in reaksie op sy onbeskryflike, onvoorwaardelike liefde hom terug kan lief hê. Dit is ons primêre skepingsdoel. Ek gaan dit net weer sê, ek en jy is geskep sodat God ons kan lief hê en sodat ons in reaksie op sy onbeskryflike liefde hom terug kan lief hê. En dit is dan ook waar ons identiteit vind, by hom, ons Pa. Ek en jy is uit hom gebore, uit die onverganklike saad van sy lewende woord volgens 1 Petrus 1 vers 29. En dit is dan ook hoe Jesus verwek is. Toe die engel Gabriël vir Maria gesê dat sy sal swanger word en 'n seun hê, het sy hom in Lukas 1:38 geantwoord, laat dit met my gaan volgens u woord. Die woord van God het haar bevrug met die seun van God, en daarom kon Jesus ons met vrymoedigheid leer bid deur te sê, ons Vader, want God is voorwaar sy Vader, maar hy is ook my en jou Vader, want ons is verwek deur dieselfde saad. Maar wat wil ek by jou tuis bring? Wanneer ek en jy wil weet wie ons is, moet ons na ons Pa kyk. Nie ons aardse Pa nie, maar ons hemelse, ons ewige Pa. Ek was baie lief vir my aardse Pa, en alhoewel hy alles behalwe perfek was, is ek steeds trots daarop om te kan sê dat hy my Pa was. En daar is steeds areas in my lewe waar ek hom probeer naboots, en dan is daar ook areas wat ek uit sy foute wil leer en nie doen wat hy gedoen het nie. Maar, my aardse Pa was 'n tydelike voorbeeld. En miskien was jou Pa glad nie 'n goeie voorbeeld nie en kan jy aan niks dink van hom wat jy sou wou naboots nie. Maar hier is die goeie nuus. Alhoewel ons aardse pa's tydelik was met baie foute, is my en jou hemelse Pa absoluut vlekloos en is hy ewig. Ons kan tot in ewigheid op sy skoot gaan sit en tot in ewigheid sy perfekte liefde en voorbeeld najag. En hoe weet ek hoe lyk sy hart? Ons kyk na Jesus. As jy God wil ken, as jy jou Pa beter wil leer ken, bestudeer Jesus se lewe. In Hebreërs 1 leer die woord ons in vers 3, hy en hierdie hy is Jesus. So Jesus wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Die 2020 vertaling sê, Jesus is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Jesus is die ewebeeld van God se wese. Met ander woorde, as jy Jesus gesien het, het jy die Vader gesien. Dis dan ook wat Jesus ons geleer het in Johannes 14 vers 9. Hy wat my gesien het die Vader gesien. So as jy Jesus iets sien doen het, kan jy maar weet, dis die Vader se hart.
En wat het Jesus gedoen? Hy is kruis toe, onskuldig, sodat hy my en jou sondes uit die weg uit kon ruim. Die een ding wat 'n donga veroorsaak het in ons intimiteit met hom. Hy het ons sondes op hom geneem en vir ons gegee wat hy is. Absolute regverdigheid en vlekloosheid. Maar onthou nou, as jy na Jesus kyk, sien jy God. En as jy na God kyk, weet jy wie jy is, want hy is jou pa. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ek gaan net weer vir jou lees. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Hoor jy wat hy hier sê? Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Hoe word ek soos my pa? Ek aanskou sy heerlikheid. Ek probeer nie sy heerlikheid doen nie, ek aanskou dit. Dis nie ek wat so sê nie, dis die woord. As ek God se heerlikheid aanskou, dit verander my na dieselfde heerlikheid. Wanneer ek weet wie my pa werklik is, hoe sy hart lyk en hoe hy dink, dit verander my om soos hy te leef. Hoe kan jy die onvoorwaardelike liefde van die kruis aanskou en besef, dis jou pa se hart en liefde vir jou. Dis wat hy bereid is om deur te gaan om met my en jou 'n intieme verhouding te hê. Hoe kan jy daarna kyk en dieselfde bly? Hoe kan jy kyk na God, 'n absolute heilige en almagtige God, wat die heerlikheid van sy troonkamer verruil vir die donkerte van 'n baarmoeder, om tussen ons te kan woon, om te ervaar wat ons ervaar, om te kan beleef wat ons beleef, om die versoekings te weerstaan wat ons elke dag face, sodat hy vir ons kan gee wie hy is. Hoe kyk jy na 'n pa wat die heelal, waarvan ons nog nie eens die einde ontdek het nie, wat dit alles in slegs 6 dae kon skep deur eenvoudig net te praat? Hoe kyk jy na so 'n pa en jy besef, hy het al jou voete gewas? Hoe kan jy daarna kyk en dieselfde bly? Die woord sê, as jy dit aanskou, en jy besef, dis jou pa en dis sy hart vir jou, dit sal jy verander om soos hy te lyk, te leef en te praat. Nie jy wat jou eie heerlikheid probeer forceer nie, maar jy wat eenvoudig sy heerlikheid aanskou en toelaat dat wie hy is, jou definieer en verander. Here, dankie dat ek vandag na u heerlikheid, u liefde, u genade kan kyk, daaroor dink, daaroor mediteer, toelaat dat dit my denke oorheers en dat dit dan my werklikheid word. En dit my verander. U liefde, u heerlikheid. As ek dit aanskou, dan verander u my wese. Dan verander u my gedaante. Dankie Here, die evangelie is soveel kragtiger en soveel eenvoudiger as wat ons besef. Ek eer u vir u evangelie in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op sy heerlikheid. Aanskou sy heerlikheid in sy woord en laat dit jou verander. Shalom.